verlede week mag ek die woord gebruik. Ek weet nie of dit tegnologies of nie tegnologies nie, teologies die regte woord is nie, maar mag ek sê Heilige Geesdiens gehad. Die Here het regtig beweeg en mense se lewens aangeraak en ek het net 'n gedagte gedeel aan die einde van die diens. En ons het gekyk na 1 Petrus hoofstuk 3 vanaf vers 8 na die eerste gedeelte waar Petrus kom en hy sê, en eindelik, wees almal eensgesind. En hoe belangrik dit is om eensgesind te wees en saam te lewe. En dan wanneer hy praat van daai eindelik en eensgesind, het hy die Griekse woord gebruik wat sê pantes. Nou as ons die eerste gedeelte van 1 Petrus 3 kyk, dan het hy eers met die dames gesels en vir die vroue gesê, maar dis wat God se woord van julle verwag. En toe het hy met die manne gesels en vir die manne gesê, maar manne, julle moet lei deur voorbeeld en julle moet priesters wees en dit is wat van julle verwag word. Maar hier in vers 8 kom hy en hy trek almal saam. En dis waarna ons verlede week so vinnig gekyk het. So hy praat nie net met die vroue of net met die manne nie, hy praat met die hele liggaam van Christus. Hy praat met die kerk in geheel. As ons praat van pantes, dan sê hy almal. Met ander woorde, van klein tot jonk, van klein tot oud, jonk en oud. Hy sê pantes, almal moet eensgesind wees. En dan trek hy almal in hierdie vers en in dit wat hy nou verder gaan sê. So ek noem dit vir u sodat ons dit kan onthou. En so kom ons lees verder. Hy sê 1 Petrus 3 vers 8, hy sê, en eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, is reg, vol broederliefde en ontferming, en dan sê hy, vriendelik. So ek wil vanmôre hê ons moet so 'n bietjie kyk na die tweede gedeelte van hierdie vers, en wat begin met die woord medelydend. Sê gou saam met my, medelydend. Nou, ek het gaan kyk na die betekenis van die woord medelydend. En medelydend beteken letterlik om saam te ly. Sê gou saam met my, om saam te ly. Roan, sit gou vir ons op die bord die Amplified vertaling, want die Engels in die Amplified verduidelik dit vir my baie mooi. Hy sê, finally, all of you be like-minded. Hy sê, united in spirit, sympathetic, brotherly, kind-hearted. En dan sê hy, courteous and compassionate towards each other as members of one household. So wanneer ons praat van medelydend, is dit meer as net die woord. Hy sê daar, om saam te ly. Dit is meer as om net bloot iemand jammer te kry. Om vir iemand jammer te voel. Dit is om iemand anderste se pyn, iemand anderste se seer te ervaar in jou binneste. Dis om medelydend te wees en te voel wat iemand anderste voel. So wanneer Petrus kom en hy met ons praat, dan sê hy, ek wil hê dat julle as liggaam van Christus moet so ingestel wees, dat julle eensgesind moet wees, daar moet eenheid onder julle wees, en hy sê, julle moet medelydend wees, julle moet saam voel, julle moet mekaar se eina, mekaar se seer in julle binneste kan voel. Nou, daar's 2 Griekse woorde wat gebruik word, wanneer hy dit hier aanhaal. Hy gebruik dan die woord ook in vers 8, hy sê medelydend en broederliefde. Sê gou saam met my, broederliefde. Die Griekse woord hier vir broederliefde is Philadelphoi. Wie van julle hoor 'n woord daar wat bekend klink? Philadelphoi kom ook van die woord Philadelphia af. Wie van julle het al gehoor van die woord Philadelphia? Daar is so 'n stad in Amerika, Philadelphia. Nou Philadelphoi is letterlik 'n woord wat verwys na
'n band wat bestaan tussen 'n familie, tussen broer en susters, of tussen pa en ma, maar hy verwys meer na 'n broederliefde, en daardie band is 'n loyale liefde, wat daar is, wat hulle bind, wat hulle laat saam staan deur moeilike tye, deur dik en dun. So dis daai boetie en sussie, bloedband, liefde, loyale verhoudingsband, wat jou laat saam staan. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek kan met my sussie beklei, maar iemand anders mag nie met haar beklei nie. Wie van julle voel ook so? Daar's 'n band tussen my en my suster, wat daar nie is tussen, wat ek nie met iemand anders te het nie. Daar's daai boetie en sussie band, wat ek glo spesiaal is, omdat ons saam groot geword het, saam gebore is, uit dieselfde mamma uit, deur dieselfde pa. Dis Delafoi. Dis daai woord, Philadelphoi, wat geskape is deur God. Maar die tweede Griekse woord wat na vore kom, is Philadelphia. Philadelphia, en Philadelphia is die woord wat meer in die Nuwe Testament na vore kom, wat ook praat van broederliefde, maar nie deur bloed nie. En Philadelphia is die liefdeband wat ontstaan wanneer boeties en sissies in Christus Jesus is. Dis die band wat tussen u en my ontstaan het, die dag toe ons Jesus aanvaar het, as verlosser en saligmaker. En daardie band is gebaseer op wederwysige respek. Daardie band is as gevolg van die lojaliteit en deernis en die liefde wat daar is, as gevolg van Jesus wat in ons harte is. En wat probeer die vyand baie keer doen? Hy probeer daai respek wat daar moet wees breek tussen ons. Hy probeer die eenheid breek. Hy probeer daai liefde breek. Hy probeer daardie Philadelphia breek in die liggaam van Christus. Want as hy die broederliefde kan breek, dan kan hy die medelee breek wat daar is, en hy kan die eenheid breek wat in die kerk is. En wat gebeur? Hy breek dit wat God kosbaar gemaak het vir die liggaam van Christus. En daarom kom Petrus, hy sê en eindelik, hy sê my boeties, my sissies, ek wil hê almal moet eensgesind wees. Moet medelydend wees met mekaar. Hy sê en vol broederliefde. Nie net vir jou familie nie, maar selfs vir jou Christelike familie ook. Maak dit sin vanmôre? Jy sê, want baie keer lees ons oor die woord van die Here, en dit klink mooi, is groot woorde, maar wat sê hy eintlik hier vir ons? Hy sê, ek wil hê julle moet respek hê vir mekaar. Julle moet loyaal wees teenoor mekaar. Ek weet nie van julle nie, maar jou broertie en jou sussie kan jou hoe kwaad maak, maar as hulle jou bel in die middel van die nag, dan gaan jy opstaan vir jou broer en jou suster om hulle te gaan help. Jou broer en jou suster kan jou hoeveel geld skuld, maar as hulle jou vra vir hulp, gaan jy alles doen om hulle te help. Meerderheid van ons. Daar's party van ons wat al so seer gemaak is deur jou broer en jou suster, en het jou al so ingedoen. En ek praat nie van daai situasie nie, want daar's situasie en verhoudinge wat regtig misbruik is, en ek verstaan dit, maar ek praat van 'n gesonde verhouding, waar die verhouding van beide kante afkom. Jy sal tog jou alles doen vir jou broer en jou suster, maar nou kom die woord van die Here, en hy sê, daai broederliefde selfs, Philadelphia, wil ek hê moet ook in die kerk wees. My vraag is, ken ek en jy mekaar? Weet ek en u wat in mekaar se huise aangaan? Het ons medelee met mekaar? Weet ek of het jy kos in jou huis gisteraand gehad? Nie omdat jy gebel het en gesê het, pastoor, ek het nie kos nie, omdat ek in verhouding met jou staan, en jy vrymoedigheid het om met my te praat.
Hoe is hierdie gedeelte van toepassing op ons vandag? Elkeen van ons en baie mense vandag lewe in 'n wêreld waar dit eintlik gaan oor elkeen vir homself. Ek onthou jare terug, my ma se broer oorlede oom Kobus, baie van julle het hom geken, hulle was hier in ons gemeente. Hulle was baie lief vir 4x4 ry. En hulle het hier, ek dink dit was in die Galligade, gaan toer. En hulle het sommer so in die bosse gaan kamp. En dan wat hulle doen is, hulle slaan die tente op, so met die 4x4's, maak hulle so 'n kamp, en dan braai hulle in die aande tussenin, dan het hulle nou 'n kamp 4 dae, so die wild bly gewoonlik weg van hulle af. En die een aand gaan hulle en hulle braai so tussenin, die 4x4's, hulle is so 6 of 7 4x4's. En hulle slaan kamp op, en dan het hulle so buite toiletjie, wat hulle nou, so porta potty tipe van ding, waar almal nou gaan. En die aand gaan hulle, nou stap hulle so 2 vir 2 of 3 so saam na die ding toe om mekaar nou te gaan oppas. En toe hulle nou so stap na die plek toe hoor hulle 'n brul van 'n leeu, net so om die hoek van die plek waar hulle nou wil toilet toe gaan. Nou hy en Tannie Johanna, en daar was nog iemand saam daarso. Toe daai leeu brul, vertel hulle ons, toe hardloop hulle al twee topspoed na die 4x4 toe. En al wat hulle kon uitkry vir die ander is, hier's leeu's. En die hele kamp almal hardloop op daai oomblik na hulle 4x4's toe en spring in die 4x4's. Maar oom Kobus was toe nou 'n bietjie vinniger as Tannie Johanna. En toe hy hardloop en in die 4x4 spring, slaat hy die deur toe agter hom en hy sluit daar buite toe. En sy wil inkom en sy kan nie inkom nie. En toe hy verby haar gaan, skree hy vir haar, hy sê elkeen vir homself. En hy slaan die deur toe. Nou, ek glo dit was 'n grap bedoel. Maar toe ek nou voorberei en hieraan dink aan hierdie Griekse woord, toe kom dit so in my gees op. Is dit nie maar ook baie keer hoe dit maar in die wêreld ook is nie? Dit gaan baie keer oor maar net ek, myself en my huis. Ek moet survive, ek moet oor die weg kom en solank ek alright is, dan is dit oukei. Ek in my huis. Elkeen vir homself. Waar die Here Jesus wil hê, die liggaam van Christus moet eenheid hê, medelydend wees, broederliefde hê, en ons moet saam wees. Is dit nie eintlik wat 'n liggaam doen nie? 'n Liggaam werk mos saam in eenheid. 'n Liggaam offer op vir mekaar. My voet kan nie in een rigting gaan en my ander voet in 'n ander rigting nie. As my twee bene nie saamwerk nie, gaan ek nêrens kom nie. As my voet dink, my regtervoet, alles gaan net oor hom, dan gaan die res van die liggaam nêrens kom nie. Dink so 'n bietjie van die van julle wat rugby gespeel het. As jy 'n losskakel was, Karl, jy was 'n losskakel, net paal het toe geskop. Wat was jou sterkste voet om mee te skop? Jou regtervoet. So alles was gefokus op daai regtervoet. Nou breek jy daai regtervoet. Wat gebeur nou? Nou kan jy links ook skop, maar jou regtervoet was jou sterkste voet. Alright. Nou wil jy met die linkervoet skop, maar jou fokus is nie so goed nie. Nou moet jy compensate om te probeer beter skop. Nou breek jy jou linkervoet. Wat nou? Gaan jy nog losskakel wees? Nou verloor jy alles. Jy verloor jou identiteit, want jou twee voete werk nie meer nie. Hoekom? Want dis wie jy was. Nee, dis nie wie jy was nie. Dis iets wat jy kon doen, maar jy was so ingefokus op daai twee goedjies. Hoor jy wat ek probeer sê?
waar dit eintlik jou lewe baie meer is as net 2 voete wat kon skop. Die bene moes saamwerk, die kop moes saamwerk, die hand moes saamwerk, jy moes jou tree uitwerk, jy moes kon afmeet, daar's die hele liggaam moes saamwerk, maar 'n mens dink maar net, dis die voet wat moet reg kan skop en alles, nee, dis 'n liggaam wat moet saamwerk. Kyk gou vir die persoon agter jou, dan sê vir hulle, ek het jou nodig in my lewe. Kyk vir iemand langs jou, en sê vir hulle, ek het jou nodig in my lewe. En miskien is jy 'n besoeker hier vanmôre, en dit voel dalk half snaaks vir jou, maar ek wil vir jou sê, ons het jou nodig hierso vanmôre. Amen, ons het mekaar nodig in die liggaam van Christus. En jy dink dalk, jy's te jonk, ons het jou nodig. Jy dink dalk jy's te oud, weet jy hoe lyk 'n kop wat nie hare het nie, so ons het grys hare nodig, dis lekker, dis mooi. Amen. Jonk, oud, mooi, ons het jou nodig. Ja, seun, vir jou ook. Jy sien, Petrus sê hier vir die gemeente, vir u en vir my, as familie, moet ons God vra om ons te seën, sodat ons kan saam funksioneer, want niemand kan alleen staan nie. As iemand in die kerk langs jou swaar kry, sien ons dit raak. Ek kan nie net sê ek gaan vir jou bid nie, omdraai en wegstap nie. Is ek bereid om die las saam met jou te dra? Want dis wat hy hier vra. Ons het baie keer so geestelik geraak om te sê, ek bid vir jou. En gebed is altyd nodig, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar Jesus sê, ek het dors gehad en jy het my niks gegee om te drink nie, ek het honger gehad, jy het my nie iets gegee om te eet nie, ek het 'n plek nodig gehad om my hoof neer te lê, en jy wou my nie 'n plek gee nie, jy het 'n kamer oop in jou huis gehad, maar ek kon nie by jou in die huis slaap nie. Galasiërs 6 vanaf vers 1, wil jy nie saam met my lees op die bord asseblief, of kyk in die woord, merk in jou Bybel. Galasiërs 6 vanaf vers 1, bevestig hierdie gedeelte vir my so mooi. Hy sê, broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help, met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Kan ons dit net gou vir 'n oomblik weer lees? Wat sê hierdie gedeelte? Hy sê, broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, met ander woorde, in Afrikaans vandag, as daar iets sleg met iemand gebeur, as daar 'n misdaad of iets met hom gebeur, of met haar gebeur, moet julle wat geestelik is, julle wat Jesus in julle lewens het, julle wat wedergebore is, julle wat sê julle is kinders van God, so een verloor het, seer gekry het, iemand wat geval het, iemand wat gehijack is, iemand wat 'n geliefde verloor het, iemand wat geretrench is, iemand wat skade aangedoen is, so een reg help, met die gees van sagmoedigheid, nie met 'n harde hart nie, nie met kwaad nie, nie met ja, maar jy verdien dit nie. Hy sê met sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let. Hy sê dat jy nie ook versoek word nie. Wat maak dat jy nog staan? Wie sê jy kon nie geval het nie? Vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Wat sê hy? Dra mekaar se laste. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Daar's 'n gedeelte wat sê, as jy dink jy staan, pasop, dat jy nie val nie. As jy dink jy staan, pasop, dat jy nie val nie.
Wat sê 1 Petrus 3:8 waarmee ons besig is? Hy sê, en eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming. Die Griekse woord hier vir ontferming is die woord, kyk mooi op die bord, en jy spreek dit uit, eusplagnoi. Eusplagnoi. En eusplagnoi het eintlik 'n baie kragtige betekenis. Eusplagnoi verwys letterlik na jou ingewande en jou binneste. Nou as ons nou net daar by die huis gekuier het, dan sou ek gesê het jou darmes, jou ingewande, né, jou binneste. Die Bybel beskryf dit as die plek waar dit jou diep emosies is. Daar waar jy daai diep gevoelens is. Dit spreek van daai binneste gevoel wat binne in jou as iets gebeur saamtrek en ek wil amper sê in saamruk. Dit is daai teenoorgestelde gevoel van 'n koue, judgmental, harde hart. 'n Koue, judgmental en 'n harde hart. Dis die teenoorgestelde daarvan. In vandag se samelewing raak ons dikwels, en hoor my hart, so godsdienstig hard teenoor mense wat foute maak en sukkel. En my vraag is, wat sou Jesus doen? Of miskien moet ek rephrase, nie wat sou Jesus doen nie, is wat sal Jesus doen? Die woord ontferm beteken, het jy 'n sagte plek vir gebroke mense? Het jy nog 'n sagte plek in jou hart vir gebroke mense? Jy sien, wanneer ons praat van om ontferming te hê en om 'n sagte plek vir gebroke mense te hê, dan beteken dit is die vermoë om God se genade prakties te wys aan iemand wat dit dalk op daardie stadium volgens mense standaarde nie verdien nie. Mense wat dit nie verdien nie. Mense wat hulle lewe weggegooi het as gevolg van drank, dwelm, slagte lewe. Mense wat goed gedoen het, wat dit nie verdien nie. Mense wat staan en bedel. Mense wat alles gehaat het en het as gevolg van swak keuses weggegooi het. So hulle verdien dit nie eintlik nie. Maar ja, my vraag vanmôre is, en ek dink dis wat die woord van die Here vir ons vra, is ontferming is om 'n sagte plek te hê vir gebroke mense. Want dis wat Jesus gedoen het. Jy sien, die Fariseërs was van so 'n aard dat hulle verby die barmhartige Samaritaan, jy onthou die storie, verby die man wat seer gekry het geloop het, aan die ander kant van die pad verby geloop het, want hulle wou nie gehelp het nie, want hy was 'n sondaar, hy was nie goed genoeg nie, hy was Samaritaan en alles wat daarmee gepaard gaan. En so het elkeen van hulle, die godsdienstiges, verbygeloop, totdat die Samaritaan gekom het, en gesê het, hy gaan hierdie man help. Hy gaan hom ophelp, hy gaan vir hom betaal, hy gaan hom versorg. Het ons dalk al so seer gekry, teleurgesteld gehad, so hard geword, dat ons nie meer 'n sagte plekkie het vir gebroke mense nie. Vir mense wat volgens ons dit nie meer verdien nie. En ek wys nie vingers nie, ek praat van myself. Ek kan nie vir u sê hoeveel keer in ons bedieningsjare is ons al misbruik deur mense nie. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer is ons al gebel. Ongelukkig is die AGS eerste op die alfabet, A.
En ongelukkig nuwe begin is almal soek 'n nuwe begin. So as hulle op die YouTube soek of wat, op Google soek, is ons naam altyd daar. En my nommer is altyd daar. Dan kom hulle van Bloemfontein af en alles is daar en hulle moet hier kom 'n lewe maak. En dan moet hulle blyplek kry. Ek kan nie vir jou sê hoeveel stories is daar nie. Ek kan nie vir u sê hoeveel keer het ons al mense probeer help wat 'n werk gekom het om 'n werk hier te kom kry. Julle weet waarvan ek praat, nee, want ek dink julle almal het al die oproepe gekry. Maar wat ek probeer sê is, baie van daai mense het ons al so baie gehelp, net om uit te vind, dit was 'n scam gewees. En dan raak jou hart so hard, want jy voel, jy's gevat vir 'n ride. Want dis God se geld, en dis dalk jou laaste geldjies, wat jy van jou gesin gevat het, om hulle mee te help, en nou het hulle jou gescam, gevat vir 'n ride. En jy kon eerder iemand anders te gehelp het, wat het regtig nodig gehad het. Maar wat gebeur? Jy begin, jou hart word hard. Jy raak gevoelloos. En nou wanneer daar iemand is wat regtig hulp nodig het, dan wil jy nie meer help nie. So wat sê ek vanmôre? Ons moet ons harte beskerm. Maar ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons lei, dat ons nie gevoelloos word vir wanneer dit nodig is as God ons lei. Laat ons altyd vol broederliefde bly vir mekaar. Mag ons altyd sagmoedig wees. Mag daar altyd ontferming wees. Mag ons altyd meegevoel hê. Wanneer ons daai ontferming het, wanneer ons daai innerlike gevoel het vir mekaar. Dis wanneer ons daai Heilige Gees gevoel het hier binne vir mekaar. Want daar's 'n Engelse woord, dis die woord wat ek soek is, het jy al daai gut feel gehad? Ons noem dit 'n gut feel. Dis nie regtig 'n gut feel, dis die Heilige Gees wat met jou praat. Luister daarna. In afsluiting van môre, die laaste woord wat 1 Petrus 3 vers 8 gebruik daar, is die woord vriendelik. Sê gou saam met my vriendelik. Hy sê eintlik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming en vriendelik. Weereens, die Griekse woord vir vriendelik is die woord tapeinephrones. Tapeinephrones. En hierdie is vir my nogal kosbaar, want ons lees vriendelik, maar in die oorspronklike vertaling lees die woord vriendelik, hy sê nederigheid van gees. Nie net vriendelik nie. So wanneer ons daar lees, dan sê hy, jy moet nederig van gees wees, vriendelik. Dis die teenoorgestelde van hoogmoedig, of om op jou eie regte te staan. Dit spreek van 'n gesindheid wat hom of haar nie self hoër ag as iemand anderste nie. Hoogmoed is die grootste vyand van eenheid in enige groep. Tapeinephrones beteken vriendelike nederigheid. Dit beteken, ek dink nie ek is meer belangrik as iemand anders nie. Dit beteken ek is nie te belangrik om die kleinste taakies te doen nie. Dit beteken ek is nie te belangrik om moeiliker dinge as iemand anders te doen nie. Dit beteken ek is nie te goed om deur iemand anders reggehelp te word nie. Dit beteken ek is 'n mens en ander het toegang tot my lewe. Ek is nie untouchable nie. I'm not too high and mighty to come by. Het julle al daardie mense gesien? Die oomblik wanneer hulle iets in die lewe het, 'n titel of geld of 'n nuwe kar, dan is hulle half too high to come by. Nederig van gees, vriendelik. Jy sien, wanneer jy nederig is, dan voel mense veilig by jou. Hoekom? Want hulle weet, hulle is veilig by jou.
Dis eintlik baie eenvoudig. Weet jy hoe eenvoudig is dit? As mense nie om jou is nie, voel hulle nie veilig by jou nie. Hoekom is mense nie by jou nie? Miskien is jy vra die vraag. Miskien is jy nie nederig nie. Miskien is jy nie vriendelik nie. Miskien is jy bietjie knorrig. Miskien is jy bietjie mislik. Miskien is jy nie toeganklik nie. Miskien staan jy altyd in die hoek. Niemand gesels met my nie. Miskien moet jy jou arms bietjie laat sak en uitkom uit jou hoekie uit. Wie van julle het ook op Sondagskool gesing, ek in my klein hoekie en ek alleen. Kan jy daai liedjie onthou? Miskien moet jy so bietjie uitkom. Haal bietjie jou shades af, haal jou brille af, dat mense jou oë kan sien. Jy kom ons nie van Hollywood af nie. Of Bollywood af. Amen. Niemand kuier by my nie, maar jy kom 5 minute laat vir kerk, en wanneer ek afsluit met gebed, dan hardloop jy uit. Jy wil nie kuier nie, jy wil nie koffie drink nie, jy wil nie groet nie, jy kom nie na die familieaande toe nie. Hoe gaan mense jou leer ken? Amen. Niemand is lief vir my nie, maar vir wie is jy lief? Saai en maai. Dis wat die woord ons leer, amen. Jy's nederig. As jy nederig is, wanneer jy nederig is, hoor my mooi vanmôre, dan hoef jy nie vir ander mense te sê jy's nederig nie. Ek verstaan nie daai ding nie. Oh, I'm so humble. Kom nou. As jy nederig is, hoef jy dit nie te adverteer nie. Mense sal weet jy's nederig. Dit kom van self. 'n Boom word geken aan sy vrug. Amen. Dis juis iemand wat nie nederig is nie, wat moet sê hy's nederig. Just be yourself. Mense sal jou lief hê. Amen. 'n Afsluiting van môre. Van ons na hierdie gedeelte kyk, en is net een vers met 'n paar woordjies, dan kan ek nie anders sien hoe dat die Here vir ons net weer wil kom stres, wanneer hy praat hier van haar heel eerste woord van die liggaam van Christus, wanneer hy sê pantes, wanneer hy sê die hele liggaam van Christus, hy sê hele almal, nie man, nie vrou, maar almal, die hele familie, dan sê hy vir ons, ek wil hê julle moet eensgesind, medelydend, saam voel, saam staan, deur moeilike tye, mekaar ondersteun, 'n liggaam saamdruk. Die woord van die Here wys vir ons hier dat die krag van 'n kerk lê nie in sy programme nie, lê nie in hoeveel mense hier kom sing nie, lê nie in hoe mooi ons die kerk maak nie. Die krag van die kerk lê in hoe mense in die kerk mekaar hanteer. Hierdie kerk sal geken word oor hoe ons mekaar hanteer. Mense ry hier verby, dan sê hulle is klein begin, klein kerk, klein nuwe begin. Dis alright, hulle weet nie wat hier binne aangaan nie. Wanneer mense hier kom, mag hulle ander experience hê. Mag hulle die liefde van Jesus ervaar. Mag hulle ware aanbidding ervaar. Mag hulle, ek sê ons is volmaak, nee. Maar mag hulle Jesus beleef. Maar mag hulle ook ervaar dat ons mense is. Amen. Mag jy tuis voel. Is ons volmaak? Nee. Gaan ons mekaar opkrap en skuur? Is ons familie? Ja, my sussie irriteer my met tye, maar dit bly my sussie. Amen. Okay, dit was toe sy 'n kind was, nou irriteer sy my nie. My sussie, jy's pragtig. I love you. Sy doen dit nie meer nie. Toe sy so klein was.
Amen. Hoor julle wat ek sê? Maar bly my sussie. Ek het al pak slaag gevat as 'n kind. Letterlik. Ek wou nie my pa moes al slaan nie. Dan het hy my geslaan en dan het ek gaan buk, dan vat ek haar pak slaag vir my. En dan het hy my net so hard geslat, want hy het geglo as ek haar pak slaag vat, dan moet ek haar pak slaag vat. Dan as hy 3 kry en ek kry 3 houe, dan het hy my 3 gevat, dan moes ek 6 vat. Rarig, hy was 'n regverdige man. Maar is dit nie die waarheid nie? Dis mos hoe dit moet wees. Maar wat ek probeer sê is as familie saam staan, dan moet ons saam staan. As hierdie 5 dinge, eensgesindheid, medelee, broederliefde, ontferming, vriendelikheid in ons gemeente is en in ons lewens teenwoordig is, dan sal daar 'n band wees waar God deel van is wat nie kan breek nie. En ek glo dis die kerk van vandag wat Jesus wil hê. Nie noodwendig 'n kerk met groot programme en groot name nie, maar 'n kerk wat Jesus uitbeeld. Dis 'n huwelik en 'n gesin wat Jesus uitbeeld. Is daar eensgesindheid in ons huise? Is daar medelee in ons huwelike? Met ander woorde, kan ons meegevoel hê vir mekaar? My boetie, kan jy vir jou vrou voel? Kan jy haar eina voel? My sussie, kan jy sy seer voel? Al kan hy dit nie sê nie, want man sukkel om te erken dat hulle het seer. Daar's tekortkome en kan jy voel dat hy het eina? Voel jy dit aan in jou binneste? Dis wat ons nou gesê het, is om daar binne aan te voel. Waar's daai liefde vir mekaar? En dan daai ontferming. En die laaste ene, nie net vriendelikheid, om vriendelik te wees, ag kom ons smile vir mekaar nie, maar nederigheid. Ek sal minder word, dat jy meer kan word. Ek sal myself verneder, dat dit met jou beter mag gaan. I will become less, so it can go well with you. Mag ons daarna streef, dat Jesus meer word en ons minder. Amen. 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 Ek het verlede week gesê en ek wil afsluit daarmee. Dit is my 3de afsluiting, so julle kan begin asemhaal. Partykeer moet ons eie ego sterf vir the greater cause, the greater good. Ons eie ego moet sterf vir die groep. Want die groep is meer belangrik as die eie ek. Amen. Jesus.